Nou ja, terwyl ons net so sit, kom ons doen net eers 'n gebed saam en dan gaan ons saam in die Bybel dan lees. Kom ons oor, dan bid ons elkeen saam. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons vanoggend die voorreg gee om met U te mag praat. Dankie vir die voorreg wat ons het om U te mag aanroep en dat ons weet U hoor vir ons as ons bid. Here, dankie vir die voorreg dat U met elkeen van ons in gesprek wil wees en dat U dan ook ons kinders kosbaar ag. As U ook dan sê dat die kindertjies nie verhinder moet word om na U toe te kom nie. En Here, hoeveel keer gebeur dit nie, waar kindertjies verhinder word om by die evangelie uit te kom, as gevolg van ouers, as gevolg van omstandighede, wat hulle wegdryf en dat hulle nie die evangelie kan hoor nie. Maar Here, dat U besorg is oor daardie kindertjies en dat U wil hê dat elkeen van hulle ook gered moet word. Maar Here, ook vir die wonderlike voorreg wat 'n kind het om met U te mag praat in gebed. En terwyl ons dan ook by gebed gaan stil staan en hoe leer ek 'n kind dan ook bid en wat is gebed? En dat daardie kinders dit ook sal verstaan wat U bedoel wanneer U ook vir ons sê dat ons in gebed met U kan wees. Verheerlik U self in hierdie erediens. Ons wil ook in besonder kom bid vir hulle wat siek is. Here, dat U met elkeen van hulle in besonder sal wees. Here, dankie vir die bloed wat nog nooit sy krag verloor het nie. En dat daardie bloed steeds vandag volkome genesing in lewens kan bewerk. Here, die krag van die bloed is nog steeds tot ons beskikking. En dis U wat vir ons ook leer, net soos wat U met die disippels vir hulle dan ook gesê het, dat hulle moet uitgaan en hulle moet gaan siekes gesond maak. Here, ons kan dit nie doen nie. Ek dink maar aan daardie lamman, toe Petrus en Johannes daar by hom kom. Hy vra vir 'n almoes en hy sê, kyk na ons. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ons het, in die naam van Jesus Christus, die Seun van God, staan op en loop. En Here, U kan steeds vandag op dieselfde wyse, met dieselfde krag en dieselfde autoriteit, kan U steeds mense opwek en genees, en aanraak en oprig. Daarom bid ons in besonder vir ons mense op ons lysie. Elke een van hulle het in besonder U gebed nodig. Maar ons wil kom bid, Here, ook daar, vir Lorraine in die hospitaal, vir Louis wat die operasie gehad het, elkeen van hulle, dat U in die groot genade U sal ontferm ook oor hulle. Dankie dat ons kan bid vir die gemeentelike aktiwiteite. U ken dit elke ene, en vra, Here, gee vir ons wysheid, gee vir ons insig, en dat U naam ook in en deur ons lewens verheerlik mag word. Ons bid dit om Jesus naam ontwil. Amen. 1 Samuel hoofstuk 3. 1 Samuel hoofstuk 3, ons gaan net daarso die eerste 10 verse met mekaar saam lees. 1 Samuel hoofstuk 3. Ons lees die eerste 10 verse met mekaar saam. En die seun Samuel het die Here gedien voor Eli, en die woord van die Here was skaars in die dae. Gesigte was daar nie baie nie. In die tyd, dan terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, toe die lam van God nog nie dood gegaan het nie, en Samuel lê en slaap in die tempel van die Here, waar die ark van God was, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, hier is ek. Daarop loop hy na Eli en sê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het jou nie geroep nie, gaan slaap maar weer. Hy het toe geloop en gaan lê. Verder het die Here met Samuel weer geroep, en Samuel het opgestaan na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want U het my geroep. Maar hy antwoord, ek het nie geroep nie, my seun, gaan slaap maar weer. Maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom geopenbaar nie.
En die Here het Samuel weer geroep vir 'n derde maal. En hy het opgestaan na Eli gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. Daarom het Eli vir Samuel gesê, gaan lê en as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. Toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê, toe die Here gekom en gaan staan en geroep, soos die vorige kere, Samuel, Samuel. En Samuel het geantwoord, spreek, want u knegt hoor. Ja, ons teks van oordenking is dan hierso in die 9de vers, met daardie woorde, spreek Here, want u knegt hoor. Spreek Here, want u knegt hoor. Nou, hoe kan ons 'n kind leer oor wat gebed is? En ek het net gedink, terwyl dit 'n kinderdiens is en ons dit op 'n kinderlike wyse dan kan oordra, gaan ek dit kinderlik vir ons wys. Wat is gebed? Hoe gaan ek 'n kind kan leer wat gebed is? Nou wie weet wat is hierdie? Walkie-talkie is die Engels, die mooi Afrikaans is 'n twee-rigting radio, nee. En hoe werk 'n twee-rigting radio? Hier's 'n knoppie aan hierdie kant, as ek hierdie knoppie indruk en ek praat oor hierdie twee-rigting radio, as daar iemand aan die ander kant is, dan sal hy my antwoord, nee. Kom ons hoor bietjie. Werner, kom in. Hallo Werner, hoe gaan met jou? Self, Nee, het gaan goed hierdie kant, ou Werner. bly om dit te hoor. Is bietjie koud hier so waar ek is. Waar is jy, Werner? Hierso. Maar Werner, ek sien jou nie. Hoe praat jy dan nou met my? Ek is maar net hierso, ek is oral. Maar Werner, ek sien jou dan nie. Jy gaan bietjie met my moet kom praat, dat ek kan sien waar is jy, jong. Maar Dominee praat mos nou met my. Ou Werner, ek sien jou nie en ek het 'n probleem, ek wil jou sien. Jy hoef my nie te sien om met my te gesels nie. O, okay Werner, nee, maar nou hoor ek mooi, dis jy wat met my praat. Wat is ek? Dankie ou Werner, dankie dat jy so mooi met my praat en dankie vir jou vriendskap. Ek is so bly ek het 'n vriend soos jy. Ek is baie bly. Dankie ou Werner, oor en uit. Hier is so 'n ou hokkie-talkie wat vir my iets besonder van gebed kan leer. En ek sien ek het nou almal se aandag. Daar kom ou Werries nou ingestap. Hierdie twee-rigtinge radio is 'n eenvoudige manier om vir ons te leer wat is gebed. En as jy as pappa of mamma, as jy as oupa en ouma of grootoupa en grootouma kind wil leer wat is gebed, is hierdie seker die eenvoudigste manier om aan 'n kind oor te dra wat is gebed. Gebed. As ons dan na gebed moet gaan kyk, dan leer ons uit hierdie wonderlike gedagte. Hoe leer ons 'n kind wat is gebed? Nou as ons gaan kyk in die woord van die Here, dan leer dit vir ons oor wat gebed is. Kom ons kyk na hierdie skrifgedeelte waarna ons dan verwys, wat ons dan ook saam gelees het. Hier was 'n jong seun wat seker omtrent 3 of 4 jaar oud was toe hy gespeen is, waar sy mamma hom dan ook gevat daarso na die tempel toe. En sy mamma het hom aan die Here toegewy, want dit is wat sy mamma ook gesê het. As u my 'n seun gee, en u weet dan waar die gebed wat sy in die tempel gaan bid het, en Eli wat daar gekom het, en sê, wat prevel jy so, is jy dalk nou dronk? En sy sê, ek is nie dronk nie, ek is besig om te bid, en ek vra vir God vir 'n seun, en God het haar gebed gehoor. En nou word daar die seun daar by die tempel gelos. Dink hoe moes dit gewees het, daai arme ou Samuel. Hy is seker omtrent so 3, 4 jaar oud.
aan sy mamma los hom daar alleen by die tempel in vreemde mense se hande. En hy word daar groot en toe hierdie gebeurtenis plaasgevind het, was hy seker omtrent so 13 of 14 jaar oud, so min of meer in daardie ouderdomsgroep. En iets is belangrik wat ons moet hier raak sien. In hierdie skrifgedeelte sê in vers 7, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Dit beteken nie dat hy nog nie vir Jesus in sy lewe gehad het nie. Dit beteken nie dat hy nog nie vir Jesus as verlosser en saligmaker gehad het nie. Maar dit beteken dat hy nog nie mooi geweet het en die stem van die Here geken het nie. Want ons sien dit in hierdie gedeelte, dat God wou hom hier as 'n profeet begin gebruik word. Nou wat is 'n profeet? As ek hier Sondag staan en ek bring 'n boodskap, ek bring 'n preek na julle toe, is ek eintlik 'n profeet, nê? Want 'n profeet is iemand, hy hoor die stem van die Here en dan dit wat die Here vir daai man sê, moet hy gaan oordra aan die gemeente. Nou ons hoor vandag baie vreemde stemme, nê? Mense wat sê, die Here het vir my gesê. En so het ons dit ook die laaste tyd gehoor, nê? Waar mense sê, die Here het vir my gesê, die 24ste of die 23ste September, gaan die Here kom. En as iemand se woord nie uitkom, soos wat die woord van die Here sê nie, hy sê die Bybel vir ons, hy's 'n valse profeet. Hy's 'n leienaar. Want jy kan nie sê, ek het die stem van die Here gehoor, en dan kom hierdie dinge nie waar nie. So, wees versigtig, seuns, dogters, ooms, tannies, paas, maas, oupas, oumas, wees versigtig vir wat julle hoor, want die Bybel sê in die laaste tyd sal daar baie valse profete kom. So wat is dit? Is om mooi te luister na die stem van die Here. En Eli het agtergekom, God is besig om met Samuel te praat, maar Samuel nie. Hy het nog nie die stem van die Here geken nie. Hy het nog nie geweet om met God in gesprek te wees nie. Want dit is wat vers 9 vir ons dan ook sê. Toe Eli dan vir Samuel hierdie woorde sê, gaan lê, as hy jou roep, moet jy antwoord, spreek Here, want u knegt hoor. So gebed het twee afdelings. Die eerste afdeling van gebed is om te hoor wat God sê, en die tweede afdeling om met God te kan praat. My hart teenoor God te kan oopmaak, soos wat 'n mens met 'n vriend gepraat het. Ek het net nou met ou Werner gepraat. Het ek vir Werner gesien? Ek het nie vir Werner gesien toe ek met hom gepraat het nie. Ek sien hom nou. Maar ek het hom nie net nou gesien nie. Maar ek en Werner kon met mekaar gepraat het, soos mens met 'n vriend praat. En dit is wat God ook vir ons kom leer, wat gebed is soos met 'n vriend. Maar wanneer ek met my vriend praat, dan moet ek mos sy stem leer ken. Ja, van julle wat hierso is, sal onthou nog van die ou handsentrale net aan die Joey. Julle sal die handsentrale nog onthou. En vir ons wat nou bietjie ouer geword het, wat nou die handsentrale geken het nie, het die gewone ou telefone geken, wat jy die ou ringetjie moes gedraai het en die nommer. Later het dit heel fancy geraak en dan het jy knoppies gehad wat jy kon gedruk het. En deesdae het ons nou hierdie ouetjie, die selfoon. Sien ons die persoon aan die ander kant? Nee. Maar ons kan 'n heerlike gesprek met mense hê. Nou ja, ons ken nou vir ou Willie en
Hon en Hannetjie, 2 kinders, en dit is my voorreg, om so nou en dan bel ek 'n vrou Willie, of Willie bel my. Hy sit in Amerika, en ek hierso, en hy het ook gesê, ek moet vir die gemeente sy groete oordra, hulle groete as gemeente. Nou hoe weet ek dit? Ek het met hom self gepraat. En dit is wat die voorreg is, ons kan met God so praat. Maar Samuel het nog nie die stem van die Here gehoor nie. Hy het nog nie mooi geluister nie. En dis die probleem waarmee ons sit vandag, is dat baie mense ken nie die stem van Jesus nie. En daarom wil hulle nie in 'n gesprek met hom wees nie. So ek moet 'n verhouding in die eerste plek hê. As ek 'n vriend het, het ek 'n verhouding met hom of met haar, nê? Met daardie vriendin. Hoekom? Daar was 'n dag toe ons by mekaar gekom het en ons gesê het ons wil vriende met mekaar wees. Toe begin ons mekaar te bel en met mekaar te praat en daar 'n mooi verhouding ontstaan. Soveel so daar op skool, dan kan ek nie wag in die oggend om my vriend of my vriendin te sien nie, nê. Ek wil gou by die skool kom, want ek is lief vir daardie vriend of daardie vriendin van my, en ek wil met daardie vriend of vriendin in gesprek tree. Ek leer hulle stem ken. Ons lees hierdie jong man Samuel, toe die Here hom geroep het, toe sê hy, hier is ek, en na wie toe loop hy? Hy loop na Eli toe, want hy het vir Eli se stem geken, maar hy het nog nie God se stem geken nie. En 3 keer roep God hom, 3 keer hoor hy nie God se stem nie. En eers die 3de keer, toe kom Eli agter, maar God is besig om met hierdie jongman te praat, en hy moet nou hierdie jongman leer, wat is gebed? Hoe kan ek met God praat? En hy sê vir hom, as hy jou roep, moet jy antwoord en vir hom sê, spreek Here, want u knegt hoor. En dit is waaroor dit gaan oor 'n gesprek met God. Praat in my hart, en dan kan ek my hart ook teenoor u oopmaak. So ek kan deur te praat en te luister, kan ek vir God vertel wat in my hart is, en God kan sy hart deur die Bybel met my kom deel. Dit wat sy Heilige Gees in my hart kom plaas, sodat ek met God kan praat. Dis selfs 'n tyd, as ek in 'n verhouding met God is, as ek hom ken, as hy my vriend is en ek sy vriend met respek gesê, en nie 'n buddy nie, maar 'n ware vriend. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan. Wat 'n voorreg om gedurig tot God se troon deur hom te gaan. Om in 'n gesprek en 'n verhouding met Jesus te kan staan. Daarom kan ek ook wanneer ek in nood is, wanneer ek 'n behoefte het, soos hierdie jong man Nehemia, hy is daar by die koning se paleis, en sy boeties kom vir hom kuier, en toe sy boeties vir hom kom kuier, sê hy vir hulle sê toe vir hom, maar die mure van Jerusalem lê stukkend. En hierdie jong man wat nog nooit die mure van Jerusalem gesien het nie, want hy's in ballingskap gebore, hy's as 'n gevangene gebore, hy begin te huil oor Jerusalem. En wat sê die Bybel? Hy het na God toe gegaan. Hy het met God gaan praat. Hy het met God sy hart gedeel. En soos ons in hierdie week het telkens vir mekaar gesê het, en jammer dat ek die naam nou gebruik, maar oom Duif, wat gesê het, hy glo nie in 'n skietgebedjie nie. En ek verstaan wat hy bedoel daardeur. Ek kan nie net sommer 'n skietgebedjie elke keer vir die Here gaan opskiet nie. Maar wat het Nehemia? Hy het 'n skietgebedjie opgesê. Maar dit was later. Hoekom? Want Nehemia was alreeds in 'n verhouding, alreeds in gebed met God gewees.
Daarom kon hy 'n skietgebedjie opgeset. Nie net elke keer wanneer ek in nood is, dan wil ek nou tot God bid nie. Nee, 'n skietgebedjie werk wanneer ek alreeds met Jesus in 'n verhouding is, wanneer hy my vriend is. Dan kan 'n skietgebed werk, nê? Maar dan, baie keer dan sit ons daar op die skoolbank en ons moet eksamen skryf en dan wil ek nou gou bid en vir die Here sê, Here, help my met hierdie toets, help my met hierdie eksamen. Nee, dit werk nie so nie. Alleenlik wanneer ek my voorberei het en ek Jesus in 'n verhouding is, dan kan my gebed werk. So, gebed en is in die eerste plek om na God te luister, wat God se hartklop is, en dat ek my hartklop ook met hom kan deel. Dat hy my vriend is en ek sy vriend. Om God groot te maak is 'n belangrike ding. Dit is wat gebed ook is. Om God groot te maak. Gaan lees maar elke keer in die Nuwe Testament, wanneer ons met ou Paulus en van die ander, dan maak hulle God se naam eerste groot. Baie keer dan wil ons sommer gou-gou daar in hardloop en ons wil met God praat en ons wil vir hom sê wat ons behoefte is en ons bring, julle weet mos wat is 'n grocery lysie, nê? Of wat is my begeerte? Ek wil lekker sweets hê soos nugget. Dan gaan ek winkel toe en ek gaan koop gou vir my sweets, dit wat ek van hou, nê? My grocery lysie. Hardloop ek met so 'n grocery lysie daar God toe en dan moet God net vir my gee, want hy is God, hy moet voorsien. Nee, dis nie hoe dit by hom werk nie, nê? Eerste luister wat God vir my wil sê en ek moet hom groot maak. Dan 'n baie belangrike ding. Wat is gebed ook? Gebed, as ek met God praat, is wanneer daar dinge in my hart is wat nie reg is nie, om met hom reg te maak. As ek kwaad is vir my maatjie, daar by die skool, of ek is kwaad vir 'n vriendin, of ek is kwaad vir 'n vriend, en ek weet ek het verkeerd gedoen, wat moet ek doen? Ek moet na daai vriend toe gaan, en vir hom sê, ek is jammer. Ek het ons verhouding laat skade ly. Ek het verkeerd gedoen. Ek is jammer daaroor. Om daai verhouding te herstel. En dis wat vergifnis is dat die verhouding tussen my en Jesus herstel moet word. Want as daar sonde in my lewe is, dan is daar fout met ons verhouding. En die verhouding herstel word. Wat is gebed ook? Is hierdie wonderlike gedagte, dat die Here vir ons kom sê, hy is altyd beskikbaar om te luister. Hoor wat sê die Bybel vir ons. Die Bybel sê in Jesaja 59 vers 1 die volgende woorde. En ons moet mooi luister, want dit is juis waaroor dit gaan. Gebed is waar God se oor wil hoor en waar God vir my kan antwoord. En daarom sê in Jesaja 59 vers 1 vir ons die volgende. Kyk, let op, ons moet ag gee. Die hand van die Here is nie te kort om te help nie. En sy oor nie te swaar om te hoor nie. God kom sê vir ons, ek is altyd beskikbaar om te luister. Ek is altyd beskikbaar om te luister. Ek wil graag na jou luister. Hoekom wil jy na jou maatjie luister by die skool? Hoekom wil jy na 'n vriendin of 'n vriend luister? Is omdat jy vir daai ene lief is. God is vir ons lief en hy wil graag na ons luister. Hy het vir ons so lief gehad dat hy Jesus gestuur het om vir ons aan die kruis te sterwe. Hy het vir ons kom wys hoe groot sy liefde vir ons is. En omdat sy liefde so groot is, wil hy vir jou vandag en vir jou en vir my kom sê, maar ek wil graag na jou luister. Jy kan na my stem luister, maar ek wil ook na jou stem luister. Omdat ek vir jou lief is. Ek wil jou sorg, ek wil sorg dra vir jou. Ek wil vir jou in jou behoefte kom voorsien.
maar ek wil hê dat jy met my moet kom praat. Ag, daar is so 'n mooi voorbeeld vir ons in die Bybel. En dit is Adam en Eva, nê? Adam en Eva het 'n wonderlike verhouding met God gehad. God self het met Adam en Eva daar in die tuin kom praat en hulle kon met hom praat. Hulle was in 'n wonderlike verhouding, 'n vriendskap. En hy kon met hulle praat en hulle kon met hom gepraat het. Hy het in die aand in die wyntjie het hy daar in die tuin kom wandel en saam met hulle kom loop en saam met hulle kom praat. Pragtige verhouding. En hy was daar om te luister na hulle. En sy oor was oop gewees. Daarom is dit so belangrik. Wat is tyd? God is altyd beskikbaar, maar ek moet tyd maak vir God. Ek moet tyd maak om met hom te praat. Ek kan nie deur die dag net sommer daar so gou-gou skiet gebedjie, maar ek het nie tyd gehad vir hom nie. As jy lief is vir iemand, kom ons gaan gou-gou na die pappas en die mammas en die oupas en die oumas toe. As jy lief is vir daardie persoon langs jou, dan wil jy mos tyd maak om in daai persoon se teenwoordigheid te wees, is dit nie? Was vir my so mooi gewees toe ons synode toe ry en oom Pieter met die tannie wil gesels. En die mooi woordjies wat oom Pieter vir die tannie sê. Hoekom? Hy mis haar. Hy verlang na haar. Hy wil graag in haar teenwoordigheid wees, né oom Pieter? Ja. En net so, wanneer ek lief is vir iemand, dan moet ek tyd maak met daai persoon. En hoe meer tyd ek met daardie persoon spandeer, hoe meer lief word ek vir daai persoon. Dis wat gebed is. In gebed wil ek my hart met God deel. Ek wil met hom praat, vir hom sê wat in my hart aan die gang is. Maar wat is gebed nog? Gebed is daai kere wanneer God nie hoor nie. En hoekom sal God nie na my stem hoor nie? En nou kan ons 'n kind ook leer, hoekom God nie na mense luister nie, hoekom voel dit? Maar God hoor nie as ek bid nie. Wie van u het al so gesê? God hoor nie as ek bid nie. Wie het al dit gesê? Ek dink hier's 'n klompie eerlike mense, nê? Hoekom? Want daar kan dalk wees dat daar 'n probleem met my verhouding is. Ek het dit net nou gesê. Ek het miskien kwaad geraak vir my maatjie. Of my maatjie het my teleurgestel. Of my maatjie het my girlfriend afgevat. En nou sê ek lekker kwaad vir hom, nê. Of sy het my boyfriend afgevat. En nou sê ek kwaad vir haar. En daar's fout met die probleem. Hierdie verhouding ly skade. En nou moet die verhouding herstel word. Want daar was jaloesie in my hart. En omdat daar verkeerde goedjies in my hart is, daarom ly die verhouding skade. Net so met ons en God. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Jesaja 59 vers 2. Maar julle ongeregtighede. Wat is ongeregtighede? Dis al 'n groot woord. Ongeregtighede is dinge wat nie reg is nie. Wat maak dat hierdie verhouding skade ly? As ek kwaad word vir my maatjie, dan is daar mos ongeregtigheid. Die Bybel sê ek mag nie kwaad word nie, nê? So dis ongeregtigheid. Sonde, dinge wat verkeerd is in my hartjie. Jaloesie wat daar is, verkeerde jaloesie. My boyfriend of girlfriend wat afgevat is, en ek is jaloers oor daai een, is ongeregtigheid, dis verkeerde dinge. Dis nie wat die Bybel vir my leer nie. Hy sê ek mag nie jaloers wees nie. So, die rede wat hy vir ons kom gee is, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur. Wat is 'n skeidsmuur? Hierdie muur wat hierso is 'n skeiding tussen ons wat binne is en dit wat buite is.
God wat aan die binnekant is en ons sonde maak dat daar 'n muur kom en God aan die ander kant en daai muur moet afgebreek word. En hoe word daai muur afgebreek? Deur vir die Here te vra, Here, vergewe my my sonde. Vergewe my verkeerde dinge. Dit wat ek verkeerd gedoen het. En dan word die verhouding weer herstel. Dan kan ons weer met mekaar praat. So, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. As daar iets tussen my en God is, moet dit verwyder word, sodat hy kan hoor. Maar, daar's nog 'n rede hoekom God nie na ons hoor nie. As ek, dink maar net bietjie terug, ek wil daai groot pop hê, want ek wil gaan spog, ek het die beste pop, nê? Of, ek het die beste remote karretjie, en ek wil graag so een hê. Nou bid ek vir die Here, Here, ek wil gaan spog met hierdie karretjie, maar ek sê nie vir die Here, ek wil gaan spog nie, nee, ek weet hier in my hartjie, ek wil gaan spog, maar ek sê dit nie vir God nie, want anders te weet ek, gaan ek dalk verkeerd bid. Ek wil graag so 'n karretjie. Ek begeer so 'n karretjie, nê? Nee, is dit nie? Ja. Ek begeer. Ek wil daai Ferrari hê. Want as ek daai Ferrari het, gaan ek hier intrek en hom hier voortrek dat almal hom sien en dit gaan 'n bloedrooi ene wees en ek gaan hom lekker ref. Laat almal hoor ek het aan 'n Ferrari. En ek wil almal vir 'n lekker vinnige spin vat in daai Ferrari. Dink julle God gaan vir my daai gebed hoor? Nee, ek bid verkeerd. Want ek bid dit vir my self. Selfsugtige gebede. Dit gaan oor my. Dit moet net goed gaan met my. Ag Here, daar moet niks fout gaan met my nie. Dit moet net goed gaan met my. Die Bybel sê as jy godvrugtig wil lewe, sal jy vervolg word. Dit gaan nie altyd goed gaan met 'n Christen nie, né? Is dit waar? Ja, gaan nie altyd goed gaan met hom nie. Daar's dinge wat gaan gebeur. Ag Here, ek wil eendag baie geld maak en ek wil in 'n groot huis gaan bly en ek wil 'n mooi kar ry. En ek bid selfsugtig, want dit is alles vir my. En ek doen dit nie om God te eer daarmee nie. Dan bid ek verkeerd. Ek wil dit vir myself gebruik, vir my eie plesiere. So ek soek die dinge vir myself. Ek soek nie die dinge van God nie. En dis verkeerd. Ek moet die belange van God soek. En wanneer ek in 'n mooi verhouding is, dan wil ek hom nie seermaak nie. As ek daarso by die skool kom en ek het daar 10 lekkers in my kosblik. En ek het hierdie maatjie wat langs my sit en hy het 'n ou droë broodjie langs my en ek eet al daai 10 lekkers alleen op. Dink julle sy hartjie gaan lekker voel oor my? Nee, ek wil deel met hom. Hoekom? Want ek is lief vir hom, ek is besorg oor hom. En omdat hy my maatjie is, wil ek graag met hom deel. Wil dit nie net vir myself hou nie. En dan bid ons baie keer so selfsugtig, bid vir myself, nê? Nee, dis waar die fout baie keer kom. En dan die laaste ene, seker maar baie meer vir ons groot mense, die modelgebed. Die modelgebed. Nou waar leer ons van die modelgebed? In die Bybel, nê? Nee. In Matteus hoofstuk 6 vers 9 tot en met vers 11. Nee, weet jy wat is vir 'n kind die grootste modelgebed? 'n Pappa en 'n mamma wat bid. Dis hulle model. Waar leer ons dit? Deuteronomium 6 vers 7 en vers 8. En jy moet, met wie praat hy hierso? Praat met die pappas en die mammas, nê? Nee? Jy moet dit jou kinders inskerp. Nie God nie. Jy as ouer
moet jou kinders leer. Hulle moet by jou leer, wat is gebed? Hoe moet ek bid? En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit. En as jy op die pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Hier gee ons 'n baie mooi voorbeeld, wanneer ons saam met ons kinders kan bid. In die oggend voor hulle skool toe gaan, julle kan maar my kinders vra, het ons saam gebid. As ons daar in die kar was, dan bid ons saam. En ons het nou nog daai gewoonte. Nie 'n gewoonte net omdat dit 'n vorm God nie, maar in ons afhanklikheid teenoor die Here. Here, ek kan nie op hierdie paaie sonder U gaan nie. En ek bid dat die Here saam met my op die pad sal gaan. Huisgodsdiens. 'n belangrike ding wat in ons tyd nie meer aandag kry nie. Elkeen is maar op sy eie. Waar gaan daai kind leer as jy nie huisgodsdiens met hom of haar hou nie? Pappa en mamma in die eerste plek moet bid. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet as 'n voorhoofsband tussen jou oë wees. Hoekom? As 'n teken is. Hulle sien dit. Pappa en mamma het iets in hulle. En hulle moet dit kan raak sien. 'n Kind leer pappa en mamma. Wat sê ons? Monkey see, monkey do. Nee, monkey see, monkey do. Die aapie kyk na die mamma en die pappa en hy doen wat die pappa en mamma sê en doen, nee. So waar. Daarom vaste tye, soos die Bybel vir ons sê, wat ons saam met hulle moet bid. Daar in die kar, by etenstyd, huisgodsdiens, maar ook by biduur geleenthede. Wanneer ek daardie kind na 'n biduur geleentheid toe vat, dis vir my hartseer dat ouers nie meer kinders na 'n biduur geleentheid toe vat nie. Hoekom nie? Ek weet nie. Maar dis waar 'n kind gaan leer om te bid. As ons saam met hulle by biduur geleenthede is. Kom ek vertel 'n ware verhaal. By een gemeente, pappa en die mamma nooit bidure toe gegaan nie. En daardie kind, hulle het huisgodsdiens gehou. Daai kind het nooit by huisgodsdiens gebid nie. Dis 'n jong seentjie. En een aand gaan pappa en mamma na 'n biduur geleentheid toe. En die volgende aand toe hulle huisgodsdiens hou, toe bid daardie vir die eerste keer in sy lewe. Hoekom? Hy het geleer om te bid by die groot mense. Moenie onderskat wat 'n biduur geleentheid en 'n kerk byeenkomsgeleentheid vir jou kind kan bied nie. Pappa en mamma, ons het 'n voorbeeld. Daar in die Bybel is daar baie karakters. Nehemia het gebid, Daniël het gebid, Jesus het gebid, dat ons by hulle sal leer en dat ons dit na ons kinders toe kan oordra. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U met ons in gesprek wil tree, dat U wil hê ons moet bid en dat U ons vriend is wat na ons luister. Help vir ons om reg te kan bid en die kinders ook reg te kan leer wat gebed is deur ons eie voorbeelde. Dankie dat U altyd beskikbaar is vir ons. Maar ons weet ook, Here, as daar iets in ons lewe is wat nie reg is nie, dat dit skeiding maak. En daarom moet ons elke dag in die regte verhouding met U lewe. Dat as daar iets is wat nie reg is nie, dat ons dit sal bely voor U en dat ons sal regmaak sodat U ons gebed ook mag hoor. Dankie dat ons kan bid dat U ook hierdie boodskap sal seën, dit sal gebruik tot U eer en tot verheerliking van U naam. Amen. Kom ons gaan staande. Nou ja, ek gaan net formuleer wat jy voorhou, soos dit ons opgeteken is. En as ons dan daar klaar is, dan gaan ek vir hom 'n gebed
ons saam sing laat Here U seën op hom daar. So iemand net weet wat is die verloop van die diens in. Geliefdes in Here Jesus, Here weet ons nou verskeie kere die naam bekend gemaak het van die broer wat verkies is tot diaken, om te verneem of daar enige besware is waarom hy nie mag dien nie. Aangesien geen besware teen sy verkiesing ingebring is nie, sal ons nou hom in die naam van die Here in sy ampt bevestig. Om dit te kan doen, moet hy sowel as die gemeente eers kort uiteensetting aanhoor van die instelling en die werk van die diaken. Nou, die diaken is dan oor hom as volgende, die oorsprong van die instelling van die ampt van die diaken, vind ons in die vroegste Handelinge gemeente. Daar lees ons dat die apostel aanvanklik die taak van armsorg verrig het, wat aan hulle voete is neergelê, die prys van wat verkoop is. Dan is aan elkeen uitgedeel volgens behoefte. Maar toe daar ongelukkigheid ontstaan het en dat weduwees se versorging oor die hoof gesien is, het hulle manne gekies wat spesifiek die bediening van die armes moes behartig, sodat die apostels meer aandag kon gee aan die bediening van die woord en voorbinding. Volgens Romeine 12 vers 8 is die gebruik voortgesit deur die diakens wat daarvoor afgesonder en aangestel is. Wat betref hulle taak die volgende: die diakens van die gemeente bedien met barmhartigheidsdiens en moet veral ag gee op die armes en krankes en die wat na liggaam en gees bystand nodig het. Al sien hulle primêr natuurlike behoeftes, moet die geestelike nood van die gemeente en die redding van siele vir hulle ook belangrik wees. Hulle benadering moet wees dat dit beter is om verarming te verhoed as om verarming op te hef. Om hulle taak goed te kan verrig, moet daar 'n passie en 'n empatie wees met diegene wat hulle hulp en bystand nodig het, sodat hulle met die nodige deernis en woorde van bemoediging hulle werk kan verrig. Wat hulle persoon betref, moet dit die manne wees met integriteit en 'n getuienis van wedergeboorte en geesvervulling. Hulle moet ook wysheid besit en 'n gees van onderskeiding om hulle werk sinvol te kan doen. Veral omdat hulle saam met die lerende en regerende ouderling 'n raad vorm wat gemeentes verteenwoordig. Nou broer, omdat jy geroepe voel om te dien in die ampt van diaken, moet jy in die teenwoordigheid van die gemeente dan ook antwoord op die volgende vraag. Die eerste plek, is jy oortuig dat jy deur God tot die diens van diaken geroep is in hierdie gemeente? Ten tweede, is jy oortuig dat die leer van die kerk die waarheid is en dat alle dwaalings wat daarmee is verwerk word, wat met die leer van die kerk verskil? En derdens, beloof u om getrou met die salwing van die Heilige Gees in u ampt, soos dit dan aan u voorgehou is, dan ook te dien. Wat is jou antwoord hierop? Baie dankie. Positief te reageer, en die Here dan ook van jouself staatstel ook vir hierdie groot taak, en roeping binne hierdie gemeente. Soos ek daar in ons storie gesê het, is vir my 'n wonderlike voorreg om dan my eerste diaken in hierdie gemeente dan ook voor te stel. Ek gaan afkom en jou handdruk gee, voor ek ook dries, geluk vir julle, van die wat ook nie teenwoordig is, en dan gaan ons 'n gebed vir jou doen, en dan gaan ons as gemeente jou saam sing, laat jy die seën op hom dan. Baie geluk, mag jy hoor vir jou staatstel, mag jy vir jou salf, ook vir my wonderlik jong man nog steeds, tyd waar ons lewe, opstaan en saam met die Here te doen. Baie geluk. Ja, as 'n voorreg om pa en seun saam te kan doen in 'n gemeente, die voorreg ook daar in Boksburg gehad, saam met my pa, werkraad te doen. Dit is ware voorreg om dit te kan doen. Nou ja, kom ons doen net so gebed saam vir. Hemelse Vader, ons wil vir U baie dankie sê dat U nog jong manne roep vir die taak en die diens ook van diakenskap vir ouderlinge, Here, mense wat U nog roep in die tyd waarin ons lewe, wat gewillig is
om te sê, Here, ek wil diensbaar wees in die koninkryk, en aanvaar dat U dan ook spesifiek vir ons roep. Here, dat U ook vir Werner sal in staat stel, ook om hierdie diakenskap ook uit te voer, door die beste van sy vermoë. Here, deel die leiding en staatstelling van U Heilige Gees. Daarom bid ons maar net op die Heer, die salwing en die toerusting van die Gees ook op sy lewe af. En Here, dat U vir hom die krag sal gee, dit tot die beste van sy vermoë te doen. Dankie dat ons weet, Here, U laat ons nie alleen, U laat ons nie in die steek nie. U is die ene wat salf, U is die ene wat toerus, U is die ene wat bekragtig deur die werking van die Heilige Gees in en deur ons. En bid ons dan ook hierdie getuienis, dit wat daar in die Handelinge gemeente ook gestaan het, manne vol van die Heilige Gees, dat hy ook daagliks bewus sal wees daarvan, begeerte sal hê in sy eie hart en lewe, en daagliks ook opnuut ingevul te word in die Heilige Gees, en toegerus te word, en dat hy ook in die gemeente ook sal dien, soos wat hy al reeds hier doen. Dankie vir sy ywer. Saam met Chantel wil ons kom bid vir hulle ook, dat U ook vir hulle sal in staat stel as gesin, om U binne hierdie gemeente te verheerlik en te dien. Kry U die eer van ons harte, Here, U is ons goed en ons eer U daarvoor, in die naam van Jesus Christus. Amen. En dan vra ek omdraai na die gemeente toe, en ons vir jou sy naam weer die sien.